Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Rikkie van der Westhuizen en sy broers het groot geword op hulle pa se plaas van 7000 hektaar in die Parys-distrik. Die droogtes en hoë rentekoerse van die 90er jare het hom en sy broers genoop om die grond onderskeidelik op te koop ten einde die plaas te red. En Wiekie het sy plaas Weiveld oor die afgelope 2 dekades opgebou tot een van die suksesvolste saaiboerderye in die distrik. Boonop het hy 'n paar jaar gelede ook 'n voerkraal op die been gebring. Die volgende stap in die uitbreiding van sy bedryf is sy eie meule, want ten einde meer volhoubaar te wees, is dit noodsaaklik om 'n menseproduk verder te neem en van die middelmanne uit te sny. Lekker leer en lekker luister. Kom ons spring sommer weg. Wiekie, so vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar is jy in die wêreld heidaglik? Waar het jy groot geword? Vertel ons 'n bietjie van die familie, bietjie agtergrond van die boerdery en so aan. Man, ons het in Parys groot geword, eintlik hier by Douwer op 'n plaas. Waar is Douwer presies? Douwer is net nou nog aan van Parys, so 30-40 kilos uit Parys uit. Oos. Waar oos, nee, so waar's Koppies? Koppies is nou suid van die soontoe. Alright, en as jy nou verder oos neek, dan waar eindig jy op? Kyk net, Douwer is nou net met die pad reguit aan nog so 20 kilos. So jy gaan tegnies, ek wil gesê Transvaal toe. Nee, Vrystaat. Kyk, Transvaal is daai kant. Ek sien. Ja, so nou, wat's volgende in terme dorpsgewys as jy nou? As jy nou hier afgaan, is dit nou Heilbron, sit nou oos en Koppie sit suid. Okay, Heilbron, en dan gaan jy nou Ryds, het hom. Alright, okay, skus, jy so Douwer. Ja, ons het daar groot geword op 'n plaas, Radyn. En so, toe ek so laaitie van so 10 was, toe koop my pa plaas hier naby die dorp. Teen die dorp, Willonnekop. En ja, my pa het 'n redelike groot boerdery gehad. Skus, ek gee jou baie in die rede val, Wiekie. Dis reg. Hoe was, jy weet, wat praat ons nou? Jy sê, daai jare is ons nou in die 60, 70s, wat doen? Ja, ek wil amper sê, nee, toe ons in die, ek wil sê, vroeg 80, toe koop my pa daai, 1980, toe koop hy daai plaas Willonnekop. Dit kan dalk 78 wees. Okay. Nou, was dit 'n algemene ding? Ek wil nou, lyk dit vir my die manne konsolideer en elke tweede wil grond koop, maar daai tyd was dit normaal om net nog grond aan te koop, of was dit, ek wil sê, die eksepsie? Nee, ek dink, dit moet nog nooit verander nie. As jy die geleentheid het en jy die geld, dan koop jy maar, as die grond naby jou is, en dis dalk goeie grond of so. So, selfs nou met hierdie, sonder vergoeding, goed waarmee hulle nou besig is, so as die grond langs my in die mark kom, gaan ek nie huiwer om dit nie te koop, as ek dit kan koop, as ek dit kan bekostig nie, ja. En daai is my baie interessant, nee, dis 'n baie, ek wil sê so, hoekom sal party boere hulle verskriklik steur aan hierdie grypry van die grond en aanhou soos jy wat nou net sê, luister, is hy opkom, ek steur my nie aan. Dis 'n baie positiewe posisie. Okay, laat ek begin daar waar ek net opgehou het. Dis waar ons groot geword het, toe trek ons nou Willonnekop toe, daar naby die dorp. Toe ek seker so laaitie van 10, dis 1980 omtrent gewees. En
toe raak my pa se boerdery groter. Hy het grond gehuur, baie grond gehuur en goed. En ons het toe so 4 boerdery eenhede gehad, kan jy maar sê. Wat hy, sê maar, hierdie plaas Weiveld het hy gehuur met sy eie implemente en sy eie voorman gehad. Kom sy uit 1000 hektaar geplant. En dan het ons 'n plaas daar by Potch gehuur, ook met sy eie mense en sy eie trekkers. So hy het 3 of 4 sulke boerdery eenhede gehad. So toe saai ons so plus minus 7000 hektaar. Ja, daai jare. Ja, daai jare. Massief. En ja, toe het daar maar bietjie droogtes gekom in die vroeë 90's en daar's 'n paar foutjies gemaak met grond met saadbehandelings en goed. En rentekoerse was baie hoog of baie hoër as nou. En toe het my pa begin oorlaatskuld kry en goed van as gevolg van oeste wat daar nie was en goeders nie. En toe plekke so Senwes byvoorbeeld hulle sommer maksimum rente gevra op oorlaatskuld byvoorbeeld. Kom ons sê rentekoerse was daai tyd 22%, dan betaal hy 32% op oorlaatskuld. Daai manne was amper loan sharks. Ja, jy kan maar so sê. Ja. So ja, okay, en toe wat toe gebeur ons is toe nou 3-4 boeties wat vir my pa boer en nog so 1 of 2 voormanne. En toe in 97 toe sien die bank my pa raak nou 'n bietjie agter. Hy gaan dit nie maak nie. En toe kom hy na ons seuns toe. Eintlik die bank het met die voorstel gekom dat van ons seuns die grond moet koop. So die lening kom na ons toe van die grond en dan gaan daai geld na sy rekening toe dat hy die ding so kan kleiner kry en laat ons die ding betaal kan kry, want ek bedoel jy kan nie die rente uitboer nie, dis 32% rente wat hy dan op oorlaatskuld betaal. En toe het ek en Pieter, my een broer, het toe nou hy het wel 'n hondekop gekoop, daai plaas wat die swart wat die regering toe nou gekoop het. Is dit wat ek nou verbygery het? het? By die muur, daai muur. Ja, ek het die muur. Daar so wat die daar's lyk soos vullishope daar. Wat is daar? Ja, daar's eintlik hulle is besig om hoenderhokke daar op te sit. Ek sien. En tunnels, hulle spandeer elke jaar seker honderde miljoene rande, dan gebeur daar niks nie. Dis wat daar gebeur. So daai plaas is in 19, ek wil sê maar 2000. Is hy deur die regering gekoop en hulle daar iets probeer doen, maar daar het nog nooit iets gebeur nie. So die plaas lê daar en ek sien hulle het nou 'n ou gehuur om die ding te werk. So, maar ek dink die regering hier of die munisipaliteit of iemand, ek weet nou nie, ek is nie seker nie. Maar okay, toe koop ek die plaas Weiveld met sy implemente. Daai tyd was grond maar so plus minus R1000 per hektaar gewees in 97 gewees. Toe koop ek die plaas en ek koop toe sy implemente vir ek onthou dit is so R2 miljoen gewees. Maar die plaas is groot, hy is 1500 hektaar en die implemente en goed het ek te koop, het die landbank toe gekom en gesê, okay, die trekker is soveel werd, die ploeg is soveel werd, toe het ek gespook om 'n lening te kry, maar eventueel het ek toe is daar nou 2 miljoen van my af na my pa se rekening toe en by Pieter so bietjie minder, want hulle hondekop is kleiner. So toe kom my pa nou en toe sê hulle, okay, kom ons try maar nou nog 'n jaar, jy weet. En die ergste van alles is, toe ek nou die spulskuld aangegaan het, toe is rentekoerse 24,5% prima in 97. Ek onthou dit goed. Ja. En ek bedoel ek betaal nie prima nie. Ek is nie 'n prima kliënt nie, so ek betaal prima plus 2 of 3. En hier kom Amerika en hulle sê, hier kom die grootste El Nino nog, die ouens moenie plant nie. Die El Nino verskynsel word beskryf as 'n wipplankryëry van warm water wat heen en weer oor die Stille Oseaan spoel tussen Suid-Amerika en Indonesië. Die warm water van El Nino bly normaalweg so wat 4 jaar teen die Suid-Amerikaanse kus, voordat dit terugspoel na Indonesië toe vir nog 4 jaar. Vissermanne van Peru het aangesien die koms van die warm seewater met Kerstyd saamval, dit El Nino genoem, wat baba seun beteken, met verwysing na die Jesuskind. Wanneer dit naby Indonesië is, verwys wetenskaplikes daarna as La Niña of baba meisie. Die verhoging in die temperatuur van seewater het 'n uitwerking op klimate reg oor die wêreld, met ernstige El Niño toestande wat abnormale weerspatrone kan veroorsaak, soos droogtes in Afrika, Australië en Indië.
jy weet die boere nie. En ek het toe al so 'n stukkie grond gekoop deur 'n ander oom wat my gehelp het daar naby Vredefort. En toe ek eendag so toe ry, toe keer 'n ou oom my voor, 'n medeboer wat nou al dood is, om Jan Estreich. Toe vra hy vir my, nee, soek ek lande. Want hy wil net die weiding hê, hy wil nie plant nie, want hy is te bang vir die El Nino wat nou kom, jy weet. En baie boere wil toe nou nie plant daai jaar nie. Maar ek sê toe vir my vrou, hoor, ek het nie 'n keuse nie, ons moet plant, want ons moet die rente betaal, ons moet daai lening moet betaal word, en ons moet nou maar die kans vat, as ons dit nou nie maak nie. Ek wil sê, damned if you do, damned if you Ja. don't. Wat bietjie gehelp het, my vrou, sy het 'n beurs by Eskor gekry, sy's 'n ingenieur, metallurgiese ingenieur. So sy het toe daar 'n bietjie geld huis toe gebring en bietjie gehelp. En toe is die kinders ook al daar. Ek het 3 kinders, my meisiekind is Jolene en Miller en Jaco. En toe sê ek op 'n stadium van hier by, ek dink 98 omtrent. Toe sê ek vir hoor, nee, sy moet die gelukkig het Eskor toe beurse wat hulle uitsit. Hulle wil van die toe kom hierdie mos die nuwe regering ons nou maar in, kan ek sê, na 94. Jy weet, toe wil hulle nou pakkette uitgee en goed, en hulle gee my vrou toe 'n pakket van daai tyd, ek dink so R200,000. En dis toe nou baie geld daai tyd. En sy gee dit toe vir my en sy sê toe nee, Plant. ja, ons gebruik dit, jy weet. En so sy het daarom ook daar gehelp met om die spul aan die gang te hou. Maar okay, daai jare eventually vat ek toe by die ou lande, by Jan Estreich. En hy het so 500 hektaar. En ek het op daai stadium hier ek toe nou grond hier naby Weiveld ook. Ek sê toe sê net maar daai jaar so 1800 plus minus. In daai jaar wat hulle nou sê hoor hier. Vir die ander manne net besig. Gelukkig het met my pa in die boerdery saam met ons toe ons begin het, toe ek mos nou die Omnia ouens leer ken en die spanners en die reps en die goeters, jy weet. So hulle het my gehelp en uitstel gegee vir saad, vir kunsmis, vir gif, want ek het nie geld gehad om die ouens te betaal nie. En die bank gaan my mos nou nie leen, hulle het my nou net R2 miljoen geleen. So ek het toe al so 'n bietjie beeste by mekaar gemaak ook wat ek al verkoop het om die diesel te betaal. So hierdie was alles in. Nee, dit was al in of weg, jy weet, dit is maar so. En die Here was vir ons goed daai jaar en ons het daai jaar 'n groot oes gehad. Daai Jan Estreich het dan nog na my toe gekom en gesê hy het nog nooit sulke koring op die lande gesien nie. Sorgende. So en die pryse daai jaar toe ook reg, want min ouens het toe nog geplan. Dis reg, nee, ja. En ja, toe kry ek daarom so 'n skop onder die gat, kan jy maar sê. So hy het met yes, maar dit klink vir my ek bedoel soos jy sê, jou muur was teen die rug. Dit is nou maar een van daai goed, jy kan sê jy was baie slim en jy het geweet, maar soms is dit nou maar net. Ja, ek bedoel ek is lief vir die boerdery, ek het moes in groot geword, kan jy maar sê, in die saaiery. En ek moet sê, toe ek vir my pa geboor het, het ek daar Potch geboor, toe ek ook uit die army uitgekom het. Toe het ek baie goed getraai op my eie, eers varke gehad, en toe braaikuikens, en naderhand 'n transportbesigheidjie begin, en toe ek nou vir myself begin boer, toe sien ek net die spul begin nou inmeng met mekaar, so toe verkoop ek my lorries, en toe saai ek nou net. Ja, dis nou maar kort en lank, wat my storie, kan ek maar sê. En is 'n inspirerende storie net terloops. Ek sê dit net nie. Dit is ek wil sê die hoë risiko stories wat 'n goeie einde het is baie inspirerend. Maar nou hoe lyk ons praat 'n bietjie oor die boerdery en die besigheid nou. Wat gaan aan? Waar staan julle vandag? Is primêr nog saai? Ander goeders begin speel. Hoe lyk die besigheid? Ja, kyk, ons het goed aangegaan. Ek het by my buurman Kobus Danazar was graanprodusent van die jaar in 2005. En daai selfde jaar toe hy opsaai ook. En toe hier ek omtrent al sy lande en hy help my toe om van sy implemente te koop om af te betaal so oor 'n paar jaar, jy weet. En so begin ek toe nou groter saai. So na 3000 hektaar toe plus minus, bietjie meer. Ja, en toe gaan dit goed. Die 2009, 10, 11 het ons lekker oeste gemaak, groot oeste gemaak. En ja, ons het bietjie vorentoe gegaan. Ek het bietjie grond bygekoop en so aan.
En in 2014 toe sit ek daar by my pa eendag, hy is toe nou al afgetree en so. Waar is hy nou? Hy is in die dorp. Ja. Toe sit ek by hom en ek sê vir hom, pa, ek dink nie ons kan meer onder 2 ton stroop nie met die saadtegnologie en die grondregstellings en die kunsmis en die al die tegnologies en die gewe en goed wat ons het, jy weet. En wragtig, hier kom 2015. Toe het ek 500 hektaar nie eens gestroop nie, ek het 'n rolmoer daaroor gesit. En ek het seker so 2000 hektaar mielies gehad, dat sê nou maar 350 kilogram gegee. So toe verloor ek daai jaar seker plus minus so 20 miljoen. Ja. En hier kom 2016, bietjie beter jaar, maar verloor ek so 10 miljoen. So ek het nie gedink, ek en my vrou planne gemaak om te sê, hoor, okay, ons koop die een klein plaasie terug en ons bly nou maar daar. Dis die planne wat hy nou gemaak het intussen om te dink, want ons het nou net mooi in die gang gekom. Ja. En hier kom hy 2 jare. Okay, die Here was vir my regtig baie goed, want die saad ouens het na my toe gekom en die gif ouens en die ouens het sê, hoor, ons weet dit gaan moeilik. Ons sal julle 'n bietjie uitstel gee. So dis ek wil sê dis toe nou rond te 2 wat die manne wat hulle na die party toe kom, Ja. Gelukkig so toe die geluk by die ongeluk is, ons het niks verloor wat ons gehad het nie, maar ons het baie skuld bygekry. So en toe 2017 toe maak ek 'n baie groot oes met boontjies en met mielies. Sonneblomme nie so erg nie. Die sonneblomme het baie mooi gelyk, maar het 'n siekte gekry. So hulle het bietjie minder gedoen, maar toe betaal ek redelik van daai skuld af. So plus minus 10 na 15 miljoen. En die volgende paar oeste was alright. En brei ons nou maar uit ook intussen. Ek het 'n plaas in 2-3 jaar terug gekoop. Weer nog 'n plaas. Goed dat nou op jou pad kom en hey, gaan soek jy aspres of is dit nou maar as die geleentheid daar is? Nee, dis maar ek het eintlik nie gesoek vir die plaas nie. Hy het maar net aan my skoot geval, kan jy maar sê. My een seun bly nou daar, so ja. So ja, en toe besluit ek nie, ons moet die saaiery gaan ons kan nie net saai nie, want die risiko is te groot. En toe begin ek 'n voerkraal. Ons het nou so 2 jaar terug begin met die voerkraal en ek voer nou so 1000 kalvers. Maar ek is nog nie in die inkoop, verkoop, verkoop. So ek koop eenmalig sê nou maar 1000 kalvers en ek voer hulle en ek verkoop hulle en volgende jaar koop ek weer 1000 of 1200. Maar ek is nou besig om my voerkraal te bou. Ek het vir jaar weer so baie goeie jaar gehad, ek persoonlik. So ek sit nou vir my voerkraal op vir so 2000 kalvers. En die een seun is ek by die voerkraal, Jaco, en Miller is by die saaiery. En ja, dit gaan weer goed. Dit gaan goed. Ons kan nie kla nie. So kom ek wil net 'n bietjie stil staan by die voerkraal. Jy weet jy het in die begin gesê jou liefde vir saai, nê. Nee. So hoe vergelyk hierdie twee wêrelde met mekaar? Ek wil sê wat is die lekker kant van 'n voerkraal en wat is die minder lekker kant as jy dit nou met saaiboerdery moet vergelyk? Kyk, elke een het maar sy eie uitdagings. En het sy eie lekker, sy eie nie lekker nie. En ons leer nog baie met die voerkraal. So ek bedoel, my een seun Jaco is daarom op die bol en hy het 'n program geskryf wat die program werk vir ons uit as die kalf soveel kos en hy het soveel geweg en jy wil hom slag op daai gewig en dis die prys wat so ons kan dit vir die bank gee en vir hom sê hoorie, okay, hier's 'n program, mielies is nie te duur nie, so ons kan geld maak of wat ook al om geld geleen te kry, want om 2000 kalvers te voer jy so 25 miljoen rand nodig. Jy weet, om vir die kalvers en die voer en die goeder, so dis baie geld en om dit in 'n bank se kop te kry, altyd is nie so maklik nie. Nee, so is altyd wat sê. Ja, soos ek sê, ons leer nog baie met die voerkraal, is nog nie, maar dit gaan goed. Die laaste 2 jaar het dit nie sleg gegaan nie. Dit gaan goed. Risiko gewys, natuurlik ek dink Suid-Afrika of Afrika dink ek warm amper op wanneer dit by vleis eet kom, nê. Ek dink dis daai volgende stap in
sal ek nou sê lewensstandaard net om Nee, dit stukkie is steak te kan eet. maar nou met hierdie COVID ek dink het baie ouens getriep. Ons boere het regtig goed van hierdie ding afgekom. Ons is nie so geaffekteer eintlik nie. Behalwe net die voerkraal so bietjie, want ouens eet al bietjie minder vleis, want daar is nie geld nie. So die A-prys het nou bietjie afgekom van sê maar R48 na 44.50 daar rond. Maar gelukkig is die mielies nou weer by my is dit nou die geluk by die ongeluk, want ek saai redelik, so ek kry nou nie te veel vir die mielies nie, maar nou vir die voerkraal help dit nou weer, want die mielies is nie te duur nie. So jy kan besluit wat jy met jou mielies doen, nee, dis so, ek het nou daar 'n bietjie mielies aangekoop, ook 30 graad mielies vir oor die R2000. Dit help om jou voerkoste af te kry, en dan maak jy daarom geld op vir R44.50 rond, oor jou voerkoste nie te duur is nie, weet. Wat is daar so daai was nou, en weer eens, jy het in die vroeë jare het jy nou weer so gediversifiseer, jy sê nou, dat jy nou begin agterkom, jy begin, ek wil amper sê jy begin balle drop, nee, wat sien jy as die voerkraal goed, en wat is in jou kop strategies, wat is daai volgende, wat is daai derde stap wat jy met saaiboer, voerkraal, slagpale, ek weet, wat sien jy as daai derde? My volgende ding is 'n meele, wat ek wil begin, nie so seer, dat ek sê, dit is maar net 'n ekstra ding tot die boerdery, wat ek my produk kan verder vat. So ek wil my lyn langer maak, ek wil die middelman uitsny, so ek wil meel maal, ek wil my meel verkoop, en ek wil my chop wat van die afval van die meel wil ek voerkraal toe vat. So as die kinders nou eers eendag daar is en nou moet verder dink, dan kan nou dalk begin met 'n slagpale en vleis versprei om almal werk te gee, want jy is wit Suid-Afrikaner en moet maar vir jouself sorg in die land. As jy nie vir jouself gaan sorg nie, of vir jou eie mense gaan sorg nie, die regering gaan dit nie doen nie. Dit is waar, nee, ek wil sê, dit is die eeu van die entrepreneur. Jy moet, en ek dink dit is selfs 'n wêreldfenomeen. Soveel meer in Suid-Afrika, maar ek dink dit is 'n wêreldfenomeen dat jy maar baie erger in oor ons is maar gekoppel in internasionale pryse in Chicago. Daai ouens kry almal subsidies. Die regering kyk glad nie na ons nie. Hulle eintlik wil sê hulle worry nie oor ons nie. En dat jy nog 'n swakker rand wat nou, behalwe dit is daai ouens kry 1000 mm plus 'n jaar. Ons moet met 5, 6, 700 in 'n goeie jaar 6 of 700 mm kry. En nou moet ons met daai ouens kompeteer, jy weet, want ons kompeteer op die wêreldmark. As ons hulle kyk het wat is invoerpariteit families, en sorry, dit is wat ons jou gee. En daai ons stroop 10 en 11 en 12 ton en hy kry subsidies. En dit is wat ons omgewing hier vir my sê, die saaiery raak die risiko nog hoër, want ons bly nie in 'n te goeie saai wêreld, sal ek nou maar sê nie. Botawil, Hoopstad, vir ons kroon, daai ouens met die watertafel lande, hulle kan hulle 7, 8 ton elke jaar stroop, of 9 ton. Ons ouens stroop maar so tussen 4 en 6 ton in 'n goeie jaar. Ek het nou vir jare is dit nou ook goed gedoen, so ons het plekke 7 ton gestroop en boontjies het goed gedoen. So ons het vir jare 'n goeie jaar gehad, maar dit is nie elke jaar nie. En soos ek sê, dis hoekom ek die voerkraal ook begin het, want ek dink ons bly in 'n baie goeie beeswêreld. En ek het te min veiding om koeie en kalvers aan te hou, of sê maar teelkoeie aan te hou. So ek gaan my teelkoeie almal verkoop en my veidings alles gebruik vir backgrounding vir die voerkraal om te background. En ek wil, dit is wat jy nou sê, en ek wil nou sê, ek sê die obvious, dit is saai, jy's 'n prysnemer, en ek kry die boodskappe as ek heeltyd kry van julle ouens is, hoe word ek meer na 'n prysmaker toe, net, dit is die... Kyk, al wat jy moet doen is, en dis hoekom ek sê, jy's 'n prysnemer in alles, in kunsmis, in saad, in gif, in jou mielies wat jy verkoop, in alles is jy prysnemer. So, al wat jy moet doen as boer om te survive in Suid-Afrika, is om jou lyn langer te maak, jou produk verder te vat, van die middelman uit te sny. En die ouens maar te druk vir pryse, soos gif en saad en daai ouens. Wat nou weer is hier daai volume doen. Ja, dis maar die... Wat is daai, as ons nou
kyk oor die jare, wat is van die belangrikste besigheidslesse wat jy geleer het? En ek jy weet, dit klink vir my verhoudinge, nee. Is weer eens as ek dink wat met die verskaffers, ons sal nou oor die verskaffers praat, maar ja, wat staan vir jou uit? Okay, nee, ek dink die lewenslesse wat 'n ou moet leer is, ou moet maar beklei vir elke sent. Jy weet, soos jy het nou gehoor waar ek begin. So die ouens weet as hulle hier kom van die saad en die gif. Ek druk hulle dat hulle oortraan. Ek probeer die beste pryse kry. So dit is, en ek is spyt ek het nie vroeër gediversifiseer, weer vroeër met 'n voerkraal begin nie. En kyk, my plan was in 2014 want dit het nie sleg gegaan nie. Voor hy 2 swak jare nie. Om dalk hoenderhokke of varkhokke of iets op te sit, jy weet, om so te diversifiseer, maar ek hou van die voerkraal, ons is nou so 2 jaar besig met dit, en soos ek sê, ek dink die volgende ding is 'n meele, om die lyn langer te maak, en ek het nou so 'n bietjie pekanneute ook, op 'n ander plaas, so ja, ek probeer nou maar so 'n bietjie diversifiseer, en uitbrei, en so aan. En in terme van, julle is nou 4 boeties, jy weet, is ek wil amper sê, daai klankbord, is dit belangrik, is iets wat jou pa natuurlik mentor, Ja. Ek wil die goeters is, ek wil sê, dis krities, vind jy dit het jou bevoordeel oor die jare? Ja, natuurlik, en ons gemeenskap hier by ons, ek dink ons het 'n unieke gemeenskap hier by Weyveld. Die ouens is nie afgunstig op mekaar nie, en as die ou sien hy doen iets nie reg nie, dan gaan hy vir hom sê, hey, kom, ek het dit nou getry laas jaar, ek sien dit werk nie. Hy gaan nie vir hom sê, lekker, ek sien daai ou gaan nou sy gat sien, of ek gaan sy grond koop, of sulke goed nie, jy weet, so, en as ou sien 'n ou sukkel, en jy kan hom gaan help, dan gaan help jy hom, stroop, of wat ook al doen, jy weet. En so, ek dink, ons is 'n unieke gemeenskap, en ons is baie familie ook in die gemeenskap, jy weet, ons is 'n spul van 'n West, ons is eintlik vervuil hierso, die van 'n Westhuizen. Ek ken 'n van 'n Westhuizen, wat 'n fisio is, sy was saam op universiteit gewees, Annelien van 'n Westhuizen, ja. Maar ek weet nie of julle almal, dit weet of familie is nie. En wat is die ontwerper op die dorp? Is jy nie ook 'n ontwerper of 'n van 'n Westhuizen? Ja, ek dalk praat ek nou Ja, snel. ek weet, ek sou nie seker, maar ek ken van Annelien, ja. Maar ek wil nou, die ander ding wat ek wil hoor, ek wil terugkom wat jy in die begin gesê het, dat ek nou net nuuskierig was. Ek onthou toe ek hier op laerskool was die burgemeester was 'n Downhauser. Nou die oom Downhauser, hoekom het hy ophou, of jy het gesê die man was, hy was op die piek, en toe, Ja, wat kyk, gaan hy? gaan maar oor risiko's. Ek dink hy het al genoeg by mekaar gemaak, om dit wat hy by mekaar gemaak het, nie op risiko te plaas nie. Hy het genoeg grond, om genoeg koeie aan te hou, om 'n goeie lewe te maak, en hy het ook nou 'n redelike groot voerkraal. So, nee, so ander party ouens skaal af. Mense hoor jy al die ouens opskaal op party. Ek dink net afgeskaal nie. So Dit is selektief, hy het maar net sy risiko, dink ek maar baie minder gemaak. Hy het bly grond koop en groter gaan, en die voerkraal begin. Ja. So nee, wat ek dink net afgeskaal. Ek sien. Net sy want saai is 'n groot risiko, veral droë lande in Afrika, sal ek maar sê. So ja, om terug te kom na dit toe, wat is daai een stukkie advies wat jy 'n jonger wietjie sou wou gee? Man, ek is eintlik nie spyt oor enigiets wat ek in my lewe gedoen het nie, of natuurlik het ou baie foute gemaak, maar jy moet foute maak om te leer. So dit gaan altyd gebeur. Jy wil vir jou kinders, my seuns was nou saam met my boer, dan sê ek vir hulle, hey, ek het nou al dit gedoen, ek het daai skoolgeld betaal, pa, ons weet, en ons los ons, jy weet, so, ek dink elke ou moet maar sy lewenslesse leer in die lewe. Natuurlik gaan jou kinders probeer reg help, en baie keer luister hulle, maar baie keer nie. So wat ek eintlik, ek sou meer, as ek iets anders sou doen, sou ek vinniger gediversifiseer het, en iets anders, nie net saai nie, 1 of 2 ander goed ook in 'n lyn sit, jy weet. Is dit die diversifikasie mindset, wil ek sê, is dit 'n ding wat, kyk, dis duidelik, jy weet, daar's die groter ouens diversifiseer, daar's die 2 dinge daaroor nie, of maak die waardeketting langer, nee, om net daai winsgewendheid op te druk. 30 jaar gelede, 20 jaar gelede, was daar 'n diversifikasie mindset.
Dit voel nou weer vir my, dalk sê ek naïef, dit Ja, voel vir my daar was nie, dis soos ek boer met mielies, boer met mielies, en dis dit. Jy sien die omgewing waarin ons nou boer, dink ek het ons soontoe gedwing om te diversifiseer. Want anders gaan ons dit nie maak nie. So kom ons praat 'n bietjie toerusting en tegnologie. Jy weet, so watter besighede of verskaffers het 'n groot impak. Ek bedoel, jy het nou sommer vroeg al in jou besigheid het verskaffers uitgespit wat die manne kom help het. So wie staan uit vir jou oor die jare en wie's nou krities vir jou? Nee, ek wil amper sê daar's nie iemand wat uitstaan nie. En ek is nie ou wat vas is aan 'n brand nie. Ek doen wat vir my boerdery die beste is. So my groot trekkers en my stroopers is Keuse. My 6-wiele kleiner is John Deere en my spuit. So ek is nie 'n ou wat aan 'n brand gekoppel is nie. Ek doen wat vir my boerdery die beste is en ek wil nie sê en die besigheid is tyd daar buite, so hulle almal beklei om 'n ding te verkoop, jy weet. En die goed is duur. Die goed het te duur geraak. Saaiery, ek bedoel om vir 'n 6-wiel trekker R5 miljoen te betaal en 'n stroper R5,5 miljoen te betaal. Dit is wat die goed kos. Jy weet, en dan kry ons nou pryse soos vir jare, kom ons praat van R2,300-400 'n ton, mielies. Dit is wat ons het in 2010, 11, 12, toe kry ons ook R2,000 'n ton. Maar hoeveel is insetkoste, direkte kostes op van daai tyd af vir die laaste 10 jaar? Ek wil amper sê seker 100%. Meer as verdubbel. Dit. En ons bly nou nog steeds ons 2200 kry, jy weet. So ja, dis maar moeilik, dis nie maklik nie, hoor. Ek sê nou die dag vir my vrou, ek dink daar's makliker maniere om geld te maak. as om te boer, want elke ding kom maar met sy uitdagings, jy weet. Elke ding het sy uitdagings, maar ons hart is aan, is vir ons lekker. En my kinders geniet dit, jy weet, so. Daai ander ding wat ek spring nou weer terug. Ek wil net terugkom na jou wat jy vroeër gesê het van jy gesê maklike manier om geld te maak met jou familie is jou gemeenskap is natuurlik die lewenstyl. Jy weet dit is ek dink ek sien al die staatsjapies ons almal wil gaan boer. Almal wil wegkom van hierdie ratreis af. Was daai uitkyk vir my buurman, help my buurman. Is dit altyd so gewees? Ek dink dit was meer so as nou. Nou het goed te duur geraak. So as ek my buurman nou moet gaan help, dan gaan ek vir hom sê ek gaan jou kom help stroop, maar jy hoef my nie nou te betaal nie, maar of jy kom stroop volgende jaar vir my terug, of jy betaal my wat dit ook al kos, want dit het te duur geword. Vroeger jare vir jou gunsie doen. Nee, vroeger jare en ons help mekaar so nog steeds, jy weet. Maar dis 'n ruiltransaksie. Dis meer 'n ruiltransaksie kan jy maar sê. Vroeger jare het ons dit makliker gedoen verniet, want dit was nie so duur nie. Jy hoor wat ek sê. Maar soos ek sê om nou 4 en 5 miljoen rand vir 'n trekker te betaal en vir 'n stroper, ek bedoel en jy moet dit uitboer. Dis nie maklik nie. So jy doen wat die beste vir jou boerdery is. Wat is het jy 'n besluitnemingskriteria? Nou jy het nou gepraat van Keis, John, jy gebruik dit spesifiek vir iets. So is 'n ander voorbeelde. Wat doen julle om seker te maak of hoe weet jy die beste produk vir daai spesifieke behoefte? Ag, jy gaan nooit weet nie. Behalwe nou ook, behalwe die goeie verkoopsman. Ja, nee. Kyk, ons steur ons lankal nie meer aan reps en verkoopsmanne en goed nie. So ons kyk self op demonstrasies, waarvan hou ons? En ons kyk, ek het nou laas jaar vir my 2 nuwe planters gekoop, FX planters, so hulle sit unit vir unit af. Jy kan sommer in die trekker kan jy sy kunsmis stel en jy sy saad stel en hy sy units druk in die grond in, so die goed kom beter op. Dis maar die tegnologie waarna ou moet kyk, maar die tegnologie is duur. En dit is die probleem, om dit uit te boer is nie maklik nie. So ja, ek is eintlik bly oor wat ek gedoen het laas jaar. Ek het 'n helse kans gevat. Eintlik voor laas jaar. Ek is baie impulsief. En ek het besluit ek wil katoen plant. Die katoenplant bied die grondstof vir kledingstukke, sowel as lakens, tapuite en gordyne.
Produkte soos kook en slaaiolie, margarien en seep word ook van katoensaad vervaardig. Daar is 42 verskillende variëteite wat verwant is aan die hibiscus en vanweë katoen se wit saadbolle ook 'n boomwol genoem word. Gekweekte katoenplante groei tot 2 meter hoog en het wit blomme. Nadat die blomblare afgeval het, word 'n klein groen saadbol agtergelaat wat ryp word en oopbars. Die ontblote katoenweefsels is 2 tot 4 cm lank en die lengte daarvan bepaal die kwaliteit en dus die prys van die geproduseerde katoen. Hoewel wol in Suid-Afrika 'n waardevolle uitvoerproduk is, bly katoen hoog in aanvraag as 'n natuurlike vesel wat veelsidig gemaklik en uiters bruikbaar is. Toe wil ek so 400 hektar katoen plant en ek kry nog ouens in die omgewing, ons is toe so 1000 hektar, wat ander ouens wat ook wil plant. Hierdie ou plant 100 hektar, hy ou 150, so, jy weet. Julle klap nou saam. Ek moet vir my stroper werk kry, want ek wil toe 'n stroper invoer, en die stroper kos 11 miljoen rand. En ek sit so lank die deposit neer by Senwes en alles, en hulle laat kom die stroper, en toe ons nou begin plant, toe kom die goed nie op nie. En die gogga, eers die gogga is goed op, want ons ken die ding nie, en dis 'n pieperige plantjie. En nou is ek in die moeilikheid, want die stroper is op pad. Hy moet iets stroop. Ek try toe nou weer, ek plant toe daai hele 400 of 500 hektar weer oor. En soos daai kom, ons het toe so hittegolf vroeg in Desember, en net toe daai goedjies die grond so breek, toe brand hulle daarbo, so hulle kom toe sit nou maar weer 'n gemors. En so bel die boer my nie, sy na sy gemors, die een bel my, sy na sy is opgevreet. So hier, toe kom sit ek met John Deere se ouens om die tafel, om hierdie selfde tafel. Toe sê ek vir hulle, hoorie, wat nou? Ek het getraai, die ding is op pad, ek het toe nou so 800,000 deposit betaal wat ek kan verloor. En ek sê toe vir hulle, man, ek sal iets anders koop met daai geld, vir dieselfde hoeveelheid geld. En dis hoekom ek toe nou die 2 planters en 2 6-wiel trekkers koop. Toe doen jy weer 'n ruiltransaksie. Ja, dis toe bietjie duurder as die 11 miljoen, maar dis daarom, dit vat my boerdery vorentoe, jy hoor wat ek sê. So ek is glad nie spyt oor daai ding wat gebeur het nie. En ja, dis maar tegnologie, ek moet by die tegnologie bybly. Wat ek daarby wil sê is, ek het nou vir jaar vir my 2 stropers gekoop, ook wat nie eintlik nodig was nie, want my stropers is nog goed wat ek het. Maar toe hulle vir my gee, omtrent wat ek betaal het 5 jaar terug vir hulle, op 'n inruil, toe besluit ek net, nee, ek gaan dit doen, en ou sit jouself nou 'n bietjie onder druk, maar om by die tegnologie by te bly, want ek het vir daai stropers 5 jaar terug 3.3 miljoen betaal, toe gee hulle my weer 3.2 miljoen rand op 'n inruil, en die nuwe kos nou so 5.5 miljoen plus minus. So, al wat ek sê is, jy moet bybly, want as jy nou nog 5 jaar wag, en daai stroper is dan 1 miljoen rand werd, die ou stroper, en dan kos jy nie weer 8 miljoen, dan is daai gap te groot. En dis die probleem. Dis om saam met daai vloei te bly. Nou wat sien jy as weet ons praat nou van 8 ton hektaar hierso, of wat goed gaan met die manne, of julle kook, is julle wat 6-7 nou. Wat sien jy kan tegnologie? Dink jy daar's en ek bedoel, jy nou jou pa moes 20 jaar terug gevra het, wat jy het nou gepraat van 2, ons sal nooit onder 2 ton, so daar's nou verrassings daar, maar dit lyk vir my tegnologie, hier gaan hoogtes bereik word wat ouens nie kan antisipeer nie, of kan jy sien dat is hierdie omgewing nou maar net, daar's 'n plafon met wat die behaal kan word? Nee, ek wil nie sê daar's 'n plafon, jy kan nie dit nou sê nie, want jy weet nie waar gaan die tegnologie van die saad en die goed heen nie, maar op die ou end van die dag gaan dit oor water, oor reën. So, as jy die jaar 300 of 350 mm kry, kan jy bol om 'n kiesie slaan en maak net wat jy wil. Jy gaan jou 3 ton stroop as jy gelukkig is, want ons probeer nou maar vog bewaar en minimum bewerkings doen, en in die winter werk en spuit en plant om vog te bewaar. So jy doen alles na jou vermoë. So ja, dit is ons stroop, ek het vir jaar 7 ton ge-average op mielies, wat baie goed is in ons omgewing, en ons bemest nou maar vir 6 ton of 6,5 ton. So ons moet dalk bietjie begin meer bemest, en dalk sal ons ook
bietjie meer stroop dan, jy weet, en ou doen regstellings en ek gooi kalk, presisie kalk uit en dis maar die goed wat jy moet doen om by te bly, sal ek nou maar sê. En in terme van om die lande te rus en so aan, wat doen julle ouens? Want ons doen nie, ek doen nie daai besigheid nie. Want dan ons volk raak maar weg by ons. Ons het nie watertafellande en goed en so daai ouens in die watertafels. Dis nie appels met appels nie. Nee, daai ouens hy kan sy water gaan nêrens heen nie. Jy kan nou gaan die lande mooi werk by ons is in meer turflande. Ons het nie ligter grond, ons is swart grond. As jy hulle werk nou lekker, maar oor 2 maande is daai lande te droog, dan kan jy nie werk nie. So dis nie asof jy nou vreeslik vog bewaar. Maar die rus sal tog 'n voordeel hê as hy gerus het die jaar. Al word hy nou droog en dit reën en jy plant hom. Hy definitief voordeel. Nee, verseker is daar. Maar ek dink nie die voordeel is vir ons so groot dat ek dit gaan try nie, nee. En die ding is, ons het elke hektaar nodig, want die ding is, ons lone en goedes raak te hoog per hektaar, en dis die probleem. Waar trek hy? Dat jy gemiddeld daar is? Ja, maar kyk, dis vir my moeilik, want ek sê nou die dag vir my vrou, toe ek my lone nou die dag uitwerk per hektaar, toe kom ek hier by R1200 uit. Maar, nou kan ek nie dit vat nie, want hier's 'n voerkraal, ek het silo's, Hy is nou versprei oor daai. Dit is versprei oor daai, so die silo's het sy eie mense, en hy maak ook maar sy geld, en ek het daar ten minste 3-4 mense nodig, die voerkraal het sy 5-6 mense nodig. So ja, ek dink as jy na my saaiery kyk, sal dit seker hier by die R800 per hektaar wees, plus minus, waar hy vroeër jare maar R500 en R400 was. En daar's baie ouens wat met baie minder mense regkom. My kinders sê altyd, want ons het so plus minus 30 mense wat nou vir ons werk, wit en swart nou. Toe sê hulle, pa, hoekom my ouens reg wat net 3 en 4 en 5 mense het? Ek sê nie, ek weet nie. Maar jy sien, ek is 'n snaak, so ek doen spul goed gelyk. Ek gooi kalk en ek rip en ek doen 'n spul goed gelyk. Ek is 'n ou wat wil die spul klaar kry as ek iets doen, jy weet. So ek wil vir jou, ek wil nou, is nou 'n lekker aansluiting met die werkers en so aan, en ek wil 'n bietjie uitvind oor weer eens hoe dinge verander, en natuurlik jy het nou verskillende, soos jy sê nou besighede, die silo's, die voerkraan en so aan. Nou, wat het ek wil vir vra, wat het jou veroorsaak, ek weet jy sê nou is impulsief, maar wat het jou getrigger om daai kans te vat om katoen te plant, en dan nou, wat's die les wat jy, behalwe dat moenie katoen plant of is daar 'n geleentheid, kan jy dit reg doen? Ek bedoel, is hierdie potensiële ek dink dit geleentheid? Kan, kyk, die geheim van katoen het ek nou agtergekom, jy moet die ding vroeg genoeg plant. En as dit nou eers laat in November reën, dan sit jy met jou vinger. En dis die probleem. 'n Pel van my het toe nou, hy het by my kom kyk, hy is hier by Elberon, David, so David Potgieter, hy het toe nou vir my stroper ingevoer, en hy het toe nou 500 of 600 hektaar geplant, vir jaar. En hulle het dit nou nie baie gereën vir jaar nie, hulle het nie 'n baie goeie jaar gehad nie, maar ek dink sy katoen het nie te sleg gedoen nie. En ek dink hy het vir my gesê hy wil dalk hierdie jaar bietjie meer plant, hy wil 800 hektaar plant of 1000 hektaar. Maar dit hang van die reën af. Wanneer gaan dit reën? Jy weet, soos ek jou net nou gesê, jy kan maak wat jy wil, jy kan hoe goeie boer wees, as dit nie reën nie, dan reën dit nie. Dan reën dit nie. En dan kan jy niks maak nie. So ja, David is gelukkig met sy katoen, en ek het hom gesê, ek sal weer 'n stukkie try, as dit vroeg genoeg reën. Hy het daar die stroper. Ja, hy het al 'n stroper, ja. So, kom ons praat 'n bietjie werkers, jy weet, wat is die uitdagings, en hoe dinge verander oor die jare, so ek sê, en dan derdens ook, hoe vergelyk jy daai vereistes, ek wil sê daai vaardighede, jy weet, van saai na silo na voerkraal, jy weet, wat is die uitdagings daarso? En die geleenthede natuurlik. Nee, kyk, daar's baie uitdagings. Ek sê altyd vir my vrou, ek en sy het al baie dinge aangepak en gedoen en reg gekry uit die genade uit. Maar die silo-bouery was een van my grootste uitdagings nog geweest, want ek het iets begin doen wat niemand van my kan sê, hoorie, maak so of doen dit of doen dat nie.
Jy luister na GSI se ouens, maak so, en intussen kry die ding net kleintjies. Jy weet, die silo het my later, ek dink, ek wil amper vir jou sê, dubbel het gekos as wat ek begroot het. Pragtig. As jy nou vat, ek het nie begroot vir krag so seer nie. Natuurlik het ek maar nie, ek het nie genaastem by gedink dis wat dit gaan kos nie. En Is dit Eskom nonsens of is dit nou maar nee. Dit is natuurlik, jy moet 'n transformer van 100 kV of 150 kVA kry, net om dit te huur of te koop by Eskom is R300,000 plus. So ja, en dis die bedrading, die bakkieshuiser, as jy die ene staart, dan moet daai ene nie staart nie, en sulke goed. So dit is 'n ingewikkelde ding, en jy moes ouens uit Joburg uitkry om die goed te kan doen. Gelukkig het ek 2 plaaslike ouens, wat goed is met dit. Een ou by Senwes gewerk, so hy ken dit, hy's elektriesien. Maar ek het sulke groot borde in die silo's, wat, as jy die ene, die bakkieshuiser staart, dan kan daai ding nie staart, en sulke goed. So die goed is in Joburg gebedraad, sal ek nou maar sê, jy weet. So die goed het 'n spulgeld gekos. So dit was my grootste uitdaging. Die voerkraal ook, want ek moes in die raas so 2 jaar terug gou 'n spulkalvers aankoop. En toe was hier nog nie een kraal nie, en hier was nie 'n krib nie, en hier was niks nie, en ek het toe laat die voorman en sommer begin, ek het met pype gekoop, en hulle het sommer vir my krippe gebou met konveier in, en dis hoekom ek nou vir my ordentlike voerkraal bou, jy weet. Toe die boerdery nou die 2 stroopers koop die jaar, toe sê die ander seun vir my pa, maar kan ons nou nie 2 stroopers kry, en ek moet met die ou voerkraal hier aangaan nie. So ja, en dit is so ja, ek is eintlik bly, ek druk net maar deur daarmee, jy weet, maar alles kom maar met uitdagings en finansies, en die groot oes wat ek gehad het, daar is nie meer geld oor nie, dis weg. In sulke goed in, jy weet, in hy stroopers op paaiement om by te bly by die tegnologie, en die voerkraal om te diversifiseer, en so ja, dis moeilik, en die banke verstaan nie altyd, hoor jy het nou die groot oes, maar hoekom kom die overdraft nie baie af nie, jy weet, en maar hulle kan ook daarom gelukkig somme maak, so. Ek wil sê, in julle investeer, nie, dis daai paying it forward, constant, dis nie, daar's 'n groter prentjie. Solank hulle net dit sien, ja, want ek het vir daai bankbestuurder, of nie my bankbestuurder, my kredietbestuurder het hier gesit eendag, toe sê ek vir hom, luister, jy moet net nie verwag, dat ek my overdraft nou op 0 moet kry, binne 7 of 8 jaar nie, wat 'n besigheid gaan R30 miljoen in 8 of 10 jaar terugbetaal, en nog uitbrei. En dis nie maklik nie, dis 'n groot uitdaging. Ja, dis nou nie jou, so jy sê, is 'n gekompliseerde besigheid. Ja. Hoe lyk julle in terme van die werk, jy het nou gepraat die kostes per werker en so aan, het julle tegnologie wat julle gebruik met lone, of selfs net, as ons nou praat van kredietbestuurder in terme finansiële sagteware, wat ja, gebruik my julle? vrou doen dit gelukkig, sy doen my boeke, en sy doen die lone en al die goedertjies. So het Annelien, het sy spesifieke sagteware of iets wat sy gebruik, of is dit nou maar? Ja, nee, ons het ek weet nie eintlik nie, dis haar afdeling, maar sy doen die boeke, en ek weet nie, dis een of ander, so sy het 'n program en goed wat sy gebruik, ja. Sy is nogal op die bol met die goedjies. Wel, metallurgiese ingenieur, nee, hulle ken. Hulle ken. Wiskunde is mos hulle eet dit vir ontbyt. Wat vir my interessant was wat jy gepraat het, en ons is nou in die pylvak van die silo's. Jy gesê het, luister, ek het nie geweet wat ek nie geweet het nie, en ek het hierdie verrassings. Waar is daai best practice? Waar is daai of is dit 'n geleentheid? Is dit 'n probleem wat ergens is 'n boer in Suid-Afrika expert op 'n silo? Jy weet wat jy hom kon gebel het of in die COVID tyd 'n webinar bygewoon. Ja. Maar is daar nie is dit 'n uitdaging, daai nota vergelykings dat jy minder verrassings het? Kyk, ek dink my silo, ek is nou nie seker, ek dink is 2011 of 12 wat ek hom opgesit het. Toe is daar nog nie baie silo's, kom ek sê, in die land. Daar was seker redelik, maar het baie ouens by my kom kyk. So jy was die guinea pig hierso? Nie eintlik nie, maar ja, het 'n paar ouens by my kom kyk om te kyk, okay, kom ons maak so, en dan sê ek vir hulle, okay, ek sou dit anders gedoen het, of dit anders gedoen het, of so, jy weet.
Maar ek dink nog steeds, al moet ek dit nou ook doen, dis nie 'n maklike projek om aan te pak nie hoor, so silo besigheid. Ja. My een klein neef, hy sit nou vir hom silo's op en ek lag gister vir hom, ek sê vir hom ja, ek sê die kleintjies hou seker nie op nie, die kleintjies bly inkom. Hy sê ja nee, hy is nou gatvol. Die klein jakkalsies. Die klein jakkalsies, want dis daai ekstra geld wat ek jou van praat, dat ou nie begroot voor altyd nie. Daai verrassing. Want dis hierdie stukkie vloer wat bykom, maak die hopper bietjie groter. Sulke goed dat jy nie aangedink het of begroot het voor nie, jy weet. Vicky, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek het baie lekker met jou gesels. En jy's 'n lekker storie verteller net terloops, né? So dit is nou perfek. Dis presies wat ek gehoop het voor. Is 'n lekker storie, maar ek wil sê wel gedaan man. Is inspirerend om te sien wat julle ouens doen. Dis genade. Ja, so maar alle sterkte. Ek hoop 2021 is ons glo so, nog beter as 2020. Nee, dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy hou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons opreg waardeer. Laat die wiele rol.